Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my jou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Vrydag aand, ja, môreoggend weer en Saterdag, en dan doen ons lekker Moerkoffie Express net hier op die stasie vir die nuwe generasie. Hierdie week was 'n lekker besige week, werksgewys en so aan. Ook in terme van Radio Suid-Afrika. Ons het ons nuwe webwerf vandag, het ons hom basies, soos die Engelse sê, gelaunch. Amper soos een van die 4 pyle wat so die lig opgaan van Elon Musk en so aan. So ons kyk hoe daai enetjie loop. Kyk uit vir hom, Radio Suid-Afrika.co.za of Radio South Africa.co.za. En dan stuur jy vir my 'n boodskap hier. So sien nou onder kontakte, dan sê vir my wat dink jy van die webwerf? Wat se aanbevelings gaan jy maak? Iets so meer, ek luister graag. Ek is 'n ou wat glo daaraan. Jy weet, jy moet na ander mense se opinies ook luister en so aan, maar dit is 'n lekker webwerf, is lekker vinnig, hy het lekker interaksie tussen die webwerf en jou, die luisteraars en die ouwe daar ingaan, kyk daar, op soek na inligting en so, soos 'n lekker webwerf. Dan natuurlijk, ja, in terme van Suid-Afrika, ons kan net nie ophou om onsself te verwonder oor baie van die politici en so aan nie. Ek sien Ernst Roots vir die week. Ja, wie is die mees soort van invloedrykste politicus in Suid-Afrika? Kan dit dalks net Julius wees? Maar jy weet, as jy kyk na die stront wat die ou praat, en dit is letterlik hondestront van die witte met die pitte, jy weet, is hy waarskynlik invloedryk, want daar is 'n klomp mense, sy soort, sy kerkse mense, wat hom ernstig opneem. Byvoorbeeld soos hierdie ene oor die Springbokke so 'n paar jaar gelede, neem ek aan. The streets of East London are occupied by Mabokoboko, right? We don't have a problem with rugby. We love rugby, but we don't love Mabokoboko. Mabokoboko, die Bokke, Springbok, is an apartheid symbol. You can't say remove apartheid symbols and maintain the name Springbok and the emblem Springbok and the colors that were used during apartheid by white people. The Springbok must fall. That national team will get it a new name and the new colors and the new emblem which will represent our democracy. Why are we being forced here? Why are we being forced to salute the emblem that was saluted by Malan, to salute the emblem that was saluted by Botha, by Verwoerd, by De Klerk, by murderers who were killing our people wearing the same jersey in celebration of butchering of black people? That emblem and that jersey represent white supremacists. En dan het jy natuurlijk ook weer die achtbare Floyd Shivambu. Hy is nou uitgeskop uit MK uit. Hy het blykbaar 'n trip gemaak iewers hier in Afrika en iemand gaan sien, dit was nou blykbaar geag as nie baie loyaal van hom nie. En so hy is nou uitgeskop. Maar nou is hy nes die leier van die MK-party. Jy weet, Nkandla, Zuma. Hy is nou net soos hy. Zuma is blykbaar nou nog 'n lid van die ANC. Die ANC sê nee, hy is nie meer 'n lid van hulle nie, het hom geskort. Hy sê, hy sal vir altyd 'n lid bly van die ANC, dis nou Jacob Zuma.
Nou is ou Floyd, jy weet, hy is nou uitgeskop uit die MK-party van wie een of ander iets belaglik en so aan. En as jy nou kyk na hierdie video, ja nee, hy is nog steeds besig met sy stryd teen anorexia. Maar hy gaan nou die publiek vra, moet hy 'n nuwe party begin? Jy weet, hy gaan nou met al die leiers praat, onder andere die tribal leaders en ook tot met die kerke en so meer. Gaan hy nou vir hulle vra, moet hy nie nog 'n party begin nie? Maar luister nou mooi, hy wil nog steeds, hy sal altyd 'n lid bly van MK, sê hy. Hy moet altans, anders gaan hy dalk nie lid wees van enige iets meer nie. Want Julius sal hom definitief terug hê nie. So, hy gaan nou nog steeds lid bly van MK, net soos Zuma nog 'n lid is van die ANC, en dit nou totdat hy sy stryd teen anorexia gewen het, en hy nou 'n ander party begin het, dan sal ons nou kyk. En weet jy, die politici is net so belaglik. Kyk wat sê die Engelse tannie oor politieke partye in Engeland. Jy weet, ek dink daar op jou eiland, Engeland, al waar die ou kolonialiste, die ou vorige kolonialiste, waar hulle bly deesdae. Hulle sit met dieselfde ou probleme as ons, in terme van hulle pensioene, pryse, al daai tipe van goed is. Check die ene uit. My view about the formation of a political party is that a political party must never be founded by an individual. My prompt response to the first number of people who came was that let us not form a political party, let us fight within the existing political parties. But that if we were to form a political party, let us go to the people of South Africa and ask them if they want to have a political party. We can't form a political party as a group of friends and as few individuals. So a political party should never be an individual project where you feel like, no, I want to start a political party and then you start it. We will be seeking the views and opinions of all the manifestations of the Zion Christian Church, of the Nazareth Baptist Church, of the IPCC, of the 12 Apostle Church in Christ, of the 12 Apostle Church in Trinity. Mate, the cost of rent is a fucking joke. I've got more chance of growing another pair of tits than ever buying a house. Right. Thank you for that. Het jy dit nou? Sien. Engeland, ja, dit gaan maar ook niet so sleg. Jy weet, in Suid-Afrika het ons nog steeds die ding van uitsprake wat gemaak word deur mense wat sê hulle is politici en so aan. En hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hulle het nie 'n basiese tydlyn in hulle gedagtes in terme van die geskiedenis van die land nie. Wat ek meen. Kyk hierdie vrou. Ook natuurlik EFF. Rooi is mooi. Dis was daai sang van nou Randall Wickham. David de Lange. Oh, hi. Dis die rooi rok, dis die rooi rok, dis die rooi overall wat praat. Ja, jy weet, so die ding is, kyk net wat sê die vrou. Hi guys, Jan hier. Julle gaan dit nie glo nie, maar ek is op pad terug Kaap toe. Ek hoor ek is nogals famous deesdae. Our problem started in 1913 when our Jan van Riebeeck came and took our land from our grandfather. Kaapstad, jou lekker ding. Is goed om terug te wees. Dit net 'n bietjie verander, né? Come with the right intention, as they did in 2000 years ago, by the person named Van Riebeeck. Jannie, hoekom is alles my fokke skuld? Liewe genade, hoe kan jy so iemand ernstig opvat? Jy weet, soos my oorlede pa altyd gesê het, lelik is niks, maar as jy nou nog onnosel ook is, nou baie van die mense is beide. Jy weet, dan kan jy mos nou nie respek hê vir so iemand. And who would you say is your favorite political party at the moment?
None of you. They're all fucking shite, every single last one of them. Sorry, apologies for the language there. And what do you think of the National Health Service at the moment? It's a fucking piss take. I'm ill 4 times a year and I've got more chance of getting shagged than I have getting an appointment. Right. Dan die laaste ding natuurlik wêreldwyd. Dis oorlogtyd. Jy weet, ewe skielik is dit weer op die kassie en laat my dink aan die 80s. Ek dink dit was in 1981 toe die magtige Engeland het hulle moes daar in die Falkland Islands het hulle gaan moeilikheid soek. Oor 'n ou stukkie grond, ja. Ek dink dit val onder Argentinië as ek my nie misgis nie. Die Falkland Islands, ek weet nie of dit nou nog so is nie. Maar anyway, hulle moes al oorlog al so maak. Daai tyd nou sit ons, koop ons in die aande, my suster kook kos 'n stuk lekker daar by hulle, sit ons die vuurtjie, is koud in die Kaap is winter, brand die vuurtjie so daar so lekker soet wyntjie, en dan kyk ons nou wat daar gebeur en so, nou is ons weer terug daar. Die nou sê hoe is die begin van die Derde Wêreldoorlog. Ek het nuus vir jou. Derde Wêreldoorlog het al in 1946 begin. En hy voet nog steeds voort. So as daar oorlog is wat gaan begin, gaan dit die Vierde Wêreldoorlog wees. Ok, net my mening. Ek kry dit gewoonlik as ek genoeg moer koffie drink. Maar, nou sit, ja, Israel in Irak, en Israel in Iran, en dan sit Israel in die Gaza, en dan sit Israel teen die Palestynë, en baie mense sê, daar is nie 'n volk soos die Palestynë nie, maar hoe dit ook al sê. Nou hierdie week weer, is dit Iran. En nou word ons vertel, weer eens, bakterrolle is die vye kofeitie, nou word ons weer eens vertel van, o ja, maar Iran is nou besig om die atoom, die nukes, die atoombomme te bou en so. Nou, is dit 'n kwessie hiervan gaan maak vir Bababang? Jy sê vir my ou vriend. Dan kom ek sê nou vir jou, na daai 2 atoombomme gegooi is op Nagasaki en Hiroshima, om die Japaneese te kalmeer. En ons die devastasie, die verwoesting gesien het van dit. Gaan kyk 'n bietjie. Ek is besig om 'n videoetjie daaroor te maak. Net om mense se gedagtes so 'n bietjie aan die gang te sit. Gaan kyk bietjie wat het in 1946, tussen 46 en 65, wat het gebeur op die Bikini-eilande. Nou moet nou nie drink ek praat van Sandy Bay nie. Daar buitekant Seepunt nie. Nee, die Bikini Islands, nie sê hulle die South Seas of wat dit ook al is, Bikini Islands en die Marshall Islands. Gaan kyk wat er daar gebeur gedurende 46 en 65. En dan praat ons weer oor oorlog en wie maak vir wie bang. Omdat hulle besig is om kernwapens te bou. Onthou nou, 46 tot 65 was dit vredestyd, die oorlog het klaar gemaak in die 45. We gaan kyk wat het gebeur daar, wat het Amerika gedoen, gedurende vryheidstyd, of vredestyd althans, wat het Amerika gedoen, daar in die Bikini-eilande, en ook in die Marshall-eilande. En dan sê jy vir my, want ek vra die vraag, hoekom is dit dat daar net 5 lande is, Amerika, Japan, China, ja, Frankryk, daar is nog ene, wat die reg het om kernwapens te hê. Dan vra ek myself die vraag oor die Ayatollah homself miskien ook afvra. So ons kan kernwapens kry, ons gaan nie noodwendig gebruik nie. Maar almal gaan nie sommer met ons moeilikheid soek nie, gaan hulle. Al het hulle ook hoeveel moer koffie gedrink. Sien jou môreoggend op die trein, Moer Koffie Express van 8 tot 10. Chat ons lekker slaap. Radio South Africa, your voice. 24/7.